Alright, so kom ons nou in die week, wel, dit is hierdie week wat iemand my gebel het. Dit is 'n kind van die Here wat my bel en my 'n vraag vra. Die vraag is dit: Pastoor, as ek nou 'n kind van die Here, ek kan nie verstaan dat ek met deur al hierdie goed te gaan nie, as ek 'n kind van die Here is. Hoekom moet ek deur hierdie goed te gaan? Is ek nie vrygemaak van die sonde? En die ding sê ja, van die sonde, ja. As ek nie deur as 'n oorwinnaar? Ja, jy is. Maar hoe is dit dat ek nog steeds swaar kry? As ek nie siek het en ek pyn in myself en ek weet nie wat mee om te doen nie. Maar vanmôre vir daai baie mense wat 'n robbe week gehad het, laas week en hierdie week, ek is hier so vir jou vanmôre. Sien jy hierso? Hy is ook hierso vir jou vanmôre. Hy is hierso om 'n verandering van jou gedagtegang te verander. Ons as kinders van die Here het die verkeerde insig in wat God eintlik beteken toe hy hierdie woorde gesê het. Hy het hierdie woorde gesê, Johannes 14 vers 27, Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee. Gee ek aan julle nie soos die wêreld vir jou gee. Gee dit nie vir jou so dit nie. Laat julle hart nie ontstel word nie. Word en bang wees nie. Hoe nie bang wees nie. Jy sien, baie van ons sit in hierdie ding, waar ons nie 'n ding kan verstaan nie, dat as ek 'n kind van God is, dat ek sit met hierdie probleem om my konstant. As dit nie emosioneel is nie, dan is dit finansiëel. As dit nie finansiëel nie, dan is nog een, is familie. As dit nie familie is nie, is dit ek, wat met verkeerde gedagtegange, die verkeerde dinge sê, doen en dink. Ons as kinders van God, het nie nodig om al hierdie dinge deur te gaan, maar een ding, ons het almal 'n doring in die vlees. En ek praat nie nou van 'n persoonlike doring vanmôre. Ek praat van die doring van verdrukking. Almal van ons, wat hierso sit vanmôre, het hierdie tipe verdrukking in ons lewens. En die ding is dit, ons kan dit nie verstaan nie. Maar Jesus Christus, ons koning, ons leidsman, ons held, die toekomstige koning van die aarde, is die een wat deur dieselfde pad geloop en wat jy vanmôre loop. So jy is nie alleen. En jy is nie besig met iemand wat nie weet van wat hy praat nie, want hy het die pad gestap. Hy het geweet wat is die probleem, hy het geweet, hy moet deur hierdie dinge gaan. Maar ons as kinders van die Here het hierdie dinge in ons brein. Maar ons dink, as ons kinders van die Here is, dat niemand sal ons aanval. Dit begin altyd in die familie, jy weet. Familie, wat is so naby aan jou is, begin dit so. Waar jy jou aanval. Leef wat en sê, as jy 'n kind van God, jy sê jy is mos 'n kind van God, dan doen jy dit. Dis wat hulle sê. Op die einde van die tyd moet jy verstaan, dat ek en jy is nog steeds menslike mense. Ons is nog nie verander. Ons het nog nie die verheerlikte liggaam gekry nie. Ons het nog nie hierdie dinge gekry in ons lewens nie, nog nie. Maar ons leef in 'n liggaam wat gebou is vir die aarde. Hierdie liggaam is gebou vir hierdie aarde. Om hierdie aarde se goed te kan hanteer en dinge soos dit. Nou sê die persoon vir my, maar dit, ek wou amper gesê sy, dit is 'n sy. Sy verstaan dit nie. Ek sê, maar kom ek vir jou ietsie lees. Ek wil hê jy moet lees. En ek wil hê jy moet saam met my lees 1 Petrus 4 vers 12 tot 13 sê, geliefdes, verbaas julle nie oor die verviergloed van vervolging onder julle wat tot beproewing dien. Asof dit iets vreemd.
O julle, kom, is dit vreemd vir jou? Julle weet die dag toe jy toe bekering gekom, het jy begin 'n vyand word van die God van die aarde. Hy het jou vyand nommer 1 gemaak. Hy het jou sy demone gestuur, situasies gestuur in jou liggaam, hy het dinge gebring vir jou, hy het dit vir jou gegee, hy het dit vir jou rondom gesit, en hier sit jy, en al wat jy sien is branders, en jy sien hierdie berg voor jou, en jy sien hierdie dinge, wat voor jou staan, is dit nie finansies is, dan is dit finansiële probleme, in die sin van, jy skuld so baie geld. As jy nie geld het nie, dan ook skuld jy geld. Jy gaan uit vir gebed, maar bly jy nog siek, man. Al die dinge, is dinge wat jy sien, wat jy eintlik nie moet sien nie, is omdat jou gemoed, en jou mindset, jou gedagtegang, is nie in die regte plek nie. Want Jesus het gekom, sodat jy kan vry wees. Jesus het gekom, dat jy, as 'n kind van God, kan vry wees. Vry van wat, man? Vry van die binding van die wêreld, wat jou probeer afbreek. Vry van die dinge, wat jou trek elke dag van jullie. Weet, 'n persoon wat siek is, kan ek verstaan. Maar ek verstaan nie, hulle moet verstaan ook, daar is 'n doel vir die siekte wat hulle deur moet gaan. Persoon wat finansiële probleme het, kyk eers wat doen jy met die geld wat God jou vertrou het. Maar weet jy wat, hy sê hierso om vir jou te niek en piek nie, vir jou te sê, luister, vir daai rede gebeur dit, vir die ding gebeur dat, dit is nie so nie. Die duiwel doen dit. Hy sal jou aanval en weet, dit is jou swakpunt hierdie swakpunt gaan ons met 'n bietjie vryf, elke nou en dan, laat sy haarself verloor in hierdie swakpunt in, en baie keer, wanneer jy in daai plek is, waar jy so is, waar hy jou opgevryf het, dan sê jy dinge wat jy nie moet sê nie. Die persoon sê vir my, waar is jy, Here? Kyk hierso, waar is jy nou? Toe sy hierdie skrif lees, wel jy moet eintlik van 12 en 19 lees. Toe kom sy agter, sy het fout gemaak. Toe gaan sy terug na Here toe, sê Here, vergewe my. Vergewe my vir wat ek gesê het. Ek wil dit nie hê. Ek is lief vir jou. Maar nou vanmôre, moet ons weet, dat ons as kinders van die Here, moet ook jou laste kan aflê by iemand, en sy naam is Jesus. Ons as kinders van die Here, moet ook 'n aanraking kry van die Heilige Gees in jou lewe. Het help jy praat in taal. Weet jy wat dit, ek praat in taal baie, dit is my ding. Maar as jou lewe binnekant nie reg is nie, en jou hart is nie ingestel op wat God wil hê, moet deurgaan, jy moet deurgaan op aarde. Al die disciples het hierdie dinge gegaan. Kom mense, wys my een wat nie daar deurgegaan het nie. Kyk na die Bybel, die beste. Wie na mense kyk na die Bybel. Wys my die Bybel, wie was nie in die tronke nie? Wie was nie gestenig? Wie was nie doodgemaak vir hulle geloof? Wie was nie uitgehonger nie? Al hierdie disciples het hierdie pad geloop, omdat hulle brein en hulle attitude was ingestel op die waarheid. Die waarheid is, jy moet vrede in jou lewe hê. Die waarheid is, jy moet hierdie vrede in jou lewe hê. 'n lewe van vrede, dat jy weet, dat die God wat jy dien is in beheer van jou lewe. Hou op jou vingers in die dinge in te sit, want dit is wat ons doen. As ek net dit wil doen, dan doen ek dit. As ek net hierdie ding wil maak, dan maak ek so. I just want to do it,
because I can't take waiting. Jy weet, my ander karretjie is nou reg, nee? My ander klein karretjie, ek het 'n jaar gewag. Eerstens waar ek die kar gesmous het vir niks to nothing, om ontslaaf van dit te raak. Maar ek gaan my 40.000, 50.000 rand kos om hier te kry. Toe begin ek bid oor die situasie. Here, stuur iemand om hierdie ding reg te maak. Ja, ek het nie geld vir dit. U weet dit. Ek is dan in die bediening. Ek kan niks doen oor die saak nie, so. Daar staan die kar op Jackson. Jy beskrik, hier kom 'n ou en sê ek sal jou kar vir jou reg maak. Nou wil ek die kar nou reg kry. Nou, nie môre. Nou, wil ek op jou uitstoot, dat jy sommer dit nou reg maak. Dan kom jou, dan werk jy 1 naweek en dan bly jy weg vir 2 maande. Dan loop ek in die bidkamer, ja, ek het ons gevra vir 'n ou om hierdie kar reg te maak. Hy moet hierdie kar reg maak. Ons het hierdie kar nodig, ja. Hierdie ander besies vir my is te duur en dit kos baie geld. Petrolgeld, al daai goede. Maar hierdie kar, as hy reg gemaak is, Here, is hy cheap. En so het dit aangegaan, waar ek kan mouding gegaan het, sien ek gesê, kom, okay, alright, I'm wrong, vergewe my, wees in beheer van hierdie situasie. Want jy miskien ek die pitch die ouens op, en dan maak hom klaar die dag. Maar dit hom nie 100% reg gemaakt nie, want wat gebeur, was hulle het vergeet om powder vast te maak, en ek weet nie wat nie, hulle wil nie klaar gemaakt het vir die, ek dink die Here het hulle moeg gemaakt vir die kar, so, hulle wil nie die kar klaar gemaakt het, en toe kom iemand anders aan my, toe sê, nee, wacht, los jy dit, los het. Ek sê, hy het sy vacuum verloor, en hy sê, nee, ek sal dit vir jou reg maak, ek vraag kies waar. Maak iemand anders dit vir my reg. Maar wat is die lering hierso? Jy wag vir God om te beweeg. Jy wag nie dat jy dink, jy kan die ding doen. Jy wag nie, jy weet die tyd is so naby vir die koms van die Here Jesus Christus. Die wat gehoorsaam wees, gaan saam. Die ander gaan bly. Al sê jy halleluja, prys die Here. Al sê jy dit, halleluja, en jou hart is so vuil en vieslik voor God. Want dit is wat hy sien. Hy sien dit. Hy sien nie die klere wat jy dra nie. Hy sien hierdie wil ek binnekant jou. Wat soos 'n sweer is deur hierdie ongelukke en deur die dinge wat jy toegelaat het in jou lewe. Nou hierso is 'n tyd waar ek en jy moet by hierdie plek kom en sê, Here, is jy nie moeg nie, man? Ek wil weet, is jy nie moeg nie om getrap te word nie? Is jy nie? Party sal dit like, ek like dit nie. Is jy nie moeg om te spoeg en sweet en aan te gaan, as jy elke oggend opstaan en hoes jy, dan moet jy pille vat om reg te kom, en jy moet 'n koffie vat om reg te kom. Ja? Is jy nie moeg, dat jy totaal in hierdie tipe lewenstyl gekom het? Is jy nie moeg? Weet jy nie dat gebeur nie? Die aanval is teen jou. Hoe meer hy jou kan wegkry van die regte manier van dink, is dit beter vir hom. Op wat dink gaan jou laat sink, is daai ding, wat jy so dink. Maar ons as kinders van die Here moet leer om te sê, Here, ek wil kom in u rus. En as ek in die rus kom, laat die wil geskied in my lewe en die dinge wat in my lewe is. Hierdie skrif, jy sal sien, is hier so agter op my hemp. Kom aan my toe, allemaal wat bemoei en belas is, en ek sal julle rus gee. Ek het baie jare waar ek in die bediening is, en ek is, ek denk, 50 jaar, 45, somewhere around there, 50 jaar in die bediening, 60 jaar in die bediening, ek kan nie meer onthou nie. Maar, hierdie skrif, het ek altyd gedink is vir die ouens wat ongered is.
As jy bemoei belas is, dan wie anders toe kan jy gaan behalwe die een wat jy ken. Sy naam is Jesus. Hy sê, kom na my toe. Julle wat bemoei en belas is, en ek, Jesus, sal vir julle rus. So vir jare het ek gedink, dit is die ander ding, en toe kom ek agter hier, lekker stupid. Hy het gepraat met my, wanneer ek so stikkend voel, en ek voel mense val my aan, en ek voel my siekte wat ek het, probeer my onderkry, en ek voel die dinge wat ek doen en betaal en goed is so dit, het seems no end to it, daar is geen einde vir dit nie. En ek voel as ek opstaan en die woorde is nog 'n dag, soos Dions, is nog 'n dag. Tomorrow. Vir my moet dit die dag wees, waar ek my lewe in toom hou, sodat Jesus Christus kan geëer word. As jy nie moeg vir dit nie, dat jy so elke oggend opstaan. As jy moeg vir mense wat jy net afjak kan, op sleg sê. As jy nie moeg dat jy getrap word aanhoudend by die werk. As jy nie moeg dat jy altyd jou doktrine wil instoot, instamp in mense se lewens, wanneer daar eintlik net een liefde is die ding wat mense vrymaak. Jy sien hierso in die 13de eeu, 14de eeu, het die Romeine kerk, die katholieke, heavy geword. Protestante weer begin, maar het heavy geword. Het was so kwaai, dat as 'n persoon iets gedoen het, dan gaan hulle na die priester toe, en die priester sê vir hulle, jy kan 'n week sonder vleis bly en dit, en dan jy is gewoon alright. Dit het nie te doen met die fisiese ding hierdie, dit het nie te doen met 'n geestelike verwoed, wat binnekant jou siel is, wat net crunching, you know, it crunches you continuously, you just, oh, I'm tired of this. Kinders van God, Jesus het gesterf, dat jy kan vrede. Hierdie vrede is wanneer jy toelaat, dat hy heeltemal regeer in jou lewe. Hierdie vrede is wanneer die Here Jesus jou vat, en sê vir jou, soos ek dit leef vir die hele jaar, om te kom op wat hy beplan het vir my. Dit is die vrede wat jy terugstap en sê, well, I'm not in control of my life anymore, Jesus, Lord, you are in control of my life. As jy, Here, dink het is goed, dat ek hierdie pad moet loop, en laat het so wees, laat ek hierdie pad loop. Dat baie siek mense wat meer doen in die huis van die Here, dan wat die ander wat gesond is. Hoekom is dit so? Hulle besef, die enigste een wat hulle kan gesond maak is die Here Jesus. Hulle besef dat hulle kan niks doen oor die situasie, om die situasie te verander. Daar niks. Die wat finansiële probleme het, kyk na jou gee, vir die huis van die Here. Daar is 'n belofte daarop gekoppel, dat daai gee is 100%, nie meer 10% nie. 10% was vir die Ou Testament. Die Nuwe Testament is 100%. Hy het sy hele lewe op jou gegee. Kyk, wat doen jy? Wat keer dat God se vrede in jou hart moet kom rus? Jy moet vol van die vrede van die Here. What is it? But yet, here we are today. Some of us have been serving for the Lord for over 50 years. Let me see, anybody over 50 years? Like Danny Hayward? Serving the Lord over 50 years? I've been serving the Lord for 60 years, my wife 65 years. Maar wat ek vir jou sê is dit, en al die tyd wat ek op die aarde is, wil ek nog steeds terugkom na die plek toe, waar ek vra, Here, vergewe my. Ek is in 'n mes vanmôre. Ek het nie 'n standvastige geestelike lewe. Ek kan bid soos ek wil, ek kan sê wat ek kan lees soos ek wil, maar binnekant my is daar geen vrede. Jy het vrede nodig om aan te gaan, om oor te gaan in die ewige lewe. Daar baie skrifte, ek het besluit ek gaan dit nie lees. Om rede
The fact is, the matter is, to this morning, it's time for prayer. Dis tyd, en ek kan vir jou sê, kind van God, dis tyd dat jy jou mindset moet verander, 'n paradigma skuif maak. Jy weet nie, ek was in die besigheid baie jare, paradigm shift, so 'n big paradigma skuif. As die ouens hierdie direksie ingegaan het, al sy lewe, en eers skielik ton gaan dit en sê, okay, we're doing a paradigm shift, we're moving over to this direction now. Dis wat jy moet doen. Ja, jy ken die Here, ek ken hom ook. Maar weet jy wat is die probleem? Hy sien jou chommy. Hy is jou God. Hy sien jou chommy nie. Jy kan nie met hom praat soos jy wil. Jy kan nie sê wat jy wil vir hom nie. En jy kan nie doen wat jy wil, as jy in sy wil is. Jy is onderdanig aan wat hy sê, jy moet doen, en jy moet verander van sake. Nou hier is die ding, vir die wat siek is. En ek is ook siek. As ek asma kry, bad asma, dan gaan my, as ek kan maak, is ek gelukkig. Daartoe, daarna kan dit ek het nou 'n nuwe ding in my lewe wat nie beskiklik opkom. Ek kan nie reis hier in die blokkie so agter. En dan blok so 'n groot bol, dan kan ek nie asemhaal nie, ek kan nie hoes nie, ek kan niks doen. Nou die leer ek weet mash. Ek is van die reis af. Jy sien, jy moet ook slimmer word in die situasies wat jy jouself invind. As jy finansiëel gestrein is, hou op om van die Here te steel, man. Ou vra my nou, laas 2-3 weke terug, toe vra hy my die vraag. Toe ek sê, weet jy wat, broer, as jy wil hê die Here met jou seën, betaal wat aan hom kom, gee vir hom. Nie wat jy dink, gee vir hom, wat hy uitgeroep het oor jou lewe, gee vir hom. Toe getuig ek oor iemand wat ek geken het in Durban. Sy 10de 'n maand was R1 miljoen. Hy het dit ingebring met jubel en juig. Ralph, you can't believe it. The Lord has opened a $150 million job for me. My God, I don't know what to say. Dit is dit. As jy hierdie ding moet gaan, moet jy ten minste daardeur gaan met vrede. As jy met jou pyn gaan, moet jy liewer met vrede deurgaan. As jy met arm wees arm, wees skoon en arm. Met vrede. As jy moet vir die Here werk, pastoor beweeg, moet jy vrede in jou hart hê. Jy kan nie toelaat dat die dinge van mense in die kerk of mense buite kan die kerk of jou familie jou van die rigting afbring. So aan die ander word jy totale bekering aanhoudend nodig. Jy weet wat gebeur. Jy moet by hierdie punt kom in jou lewe, waar hy sê, kom na my toe, almal wat bemoei en belas is en ek sal jou rus gee. Jy moet by hierdie punt kom, waar jy sê, okay, I've had it. This morning, sickness, I've had it. I will stay in the will of God this morning. If it's His will, let it be so, because nobody else can heal me except in you, Lord Jesus. No pulse, nothing, no attitude, no religion kan my gesond maak, behalwe Jesus Christus. En as jy praat nou van die finansies, iemand sê vir my eendag, dit is my geld, ek werk vir dit, ek kan ons gee soos ek wil, my geld. Ek sê, wie het jou die vermoë gegee? Wie het jou die ability gegee om dit te kan doen? Wie het die job vir jou oopgemaak, sodat jy daai job kan doen suksesvol? Wie het vir jou gegee en gesê, en vir jou die deure oopgemaak dat jy 'n job het? Jy sê, ja, jy praat oor geld. Nee, ek praat nie oor geld nie. Ek praat oor die waarheid van die woord van God. As God in beheer is van jou lewe, eer hom as die een wat in beheer is van jou lewe. Moenie meer kom met stories, but I think I would give God
2%. I think it's just right, you know. Dis die wêreldse manier van dinge. God is oorboord. Gee alles. En ek sal jou seën. Gee alles. En ek sal jou gee. Vanmôre gee alles. Kom hierson, gee alles vanmôre. En ek sal vir jou rus gee in jou lewe. Kom, sê die Here vanmôre. Openbaring sê, kom, drink by my. Lewende water. Verniet. Kom, drink by my, sê die Here vir jou vanmôre. Kom, stop jou nonsens en kom net. Ek wil nie of jy pastoor is, of jy direkteur is, of jy is apostel, whatever jy is. As die Here jou roep, dan staan jy op en kom jy. Met jou is het so doof geworden, hulle ken nie eens met die Here se stem. As jy met hulle praat, hulle ken nie eens sy movement in hom. I don't even know that. It is the Holy Spirit speaking to me. Weet jy wat is die staafste ding wat ek gesê het? Toe ek tot bekering gekom, die duiwel het my so gevat dat ek in die wêreld geleef het. Alles wat ek gedoen het in die wêreld, het my liggaam afgebreek. Toe die Here my geleer ken, en hy my verlos van al die dinge, toe wat doen die Heilige Gees? Hy begin my verander, dat ek begin sien soos Christus sien. Die vraag is dit vanmôre. As jy nie siek is nie. Ja. So ek gaan vir julle vra, die wat gebed nodig het. Ek praat hier van die kinders van die Here vanmôre. Ek praat van enige persoon. As jy gebed nodig het vanmôre. Ek moet nie dink, hierdie pastoor kan jou gesond maak, want ek kan nie. Net Jesus kan. Moet nie dink dat ek kan vir jou geld net gee, want ek het nie. Net Jesus kan. Moet nie dink dat jy kan doen en sê wat jy wil. In die meantime, skenk jy die woord van God konstant oor en oor en oor, sonder dat jy dit weet. Jy sê, jy moet jouself neerlê eindelijk. Ek sal nooit vergeet, toe ek tot bekering gekom het, kon ek nie ophou praat van die Here Jesus Christus nie. Ek kon nie ophou jubel en juig nie. As hulle sê, daar is iets by die kerk, wat is by die kerk? Ja, ek wou nie, ek staan tussen die manne. As hulle vir gebed kom, dan hardloop ek voor toe. Ek dink die ou sê, wat soek die ou alweer voor? Dan gaan nie oor dit. Dan gaan oor jou hart, oor jou as 'n persoon. Laat jy toe dat hierdie dinge jou nie rus gee in jou lewe. Jy het rus nodig in jou lewe. En wanneer jy rus in jou lewe nodig het, dan moet jy weet die Here is in beheer in jou lewe. As jy met die ding gaan deur. Dit solank jy deurgaan met die rus van die Here in jou lewe. Amen. Dit is toe stil. Dit is hoekom sy my so 'n maand uitmekaar en 2 maande weghou van die petskool. Ek is 'n evangelis. Ek kan nie help om die waarheid te praat. Ek wil nie hê jy moet goed voel oor jouself. Ek wil hê jy moet weet wie jy is in Christus Jesus. Ek wil hê jy moet weet dat hierdie man wat hierso staan, wat in jou is, daai man is die man wat op sy knieë val, wat voor die Here huil, al is hy 75 jaar oud, val hy voor die Here en hy huil, Here, verlos my, vergewe my, Here, maak my nuut vanmôre, Here, change my mindset, change me, Lord, I'm getting old and stupid, it doesn't matter, but change me, Lord, I need to be changed, to come in line with your word, and with the power of the Holy Spirit. You need to do that, this morning. You need Jesus. You need Jesus. I know of Jesus, but I need Him. I've experienced His power, but I need Him. I've seen Him. Ek het gesien hoe voorsien hy vir my, maar ek het Hom nodig. Ek het Jesus nodig om die rus weer terug in my lewe te bring. Weer asem. Weet dit dat Christus is in beheer van my lewe.
Ek gaan vra waar iemand is. Dat jy hierso gaan kom staan. En jy kom staan hierso met jou hart wat gaan oop wees sodat die Heilige Gees jou kan aanraak. You're going to stand here this morning and open your heart. Angelica, that God will change the woman that's standing here. You're not standing here to make a show. That's out. You're standing here because of Jesus Christ this morning. That He can change you. That He can renew your spirit. That He can uplift you. You can come help me. But I want you to come stand here as well. You need Jesus this morning, man. Ek worry nie, as die kerk 500 mense in of 600 mense in. Maar as die mense wat Jesus wil voorstaan, dis die kerk. Die rest is maar net 'n show. Jy moet weet wie jy is in Christus. Ek gaan eers vir die pastoortjie bel. Wat wou ek sê? Ons bind daai dinge wat jou afbreek. Verhoor in Jesus. Ons vra U, Here, dat U vir Vivian, wat jou knegt is, pastoor in die gemeente, sal seën, vir haar die kennis sal gee, die vrees. Jy moet in die rus van die Here kom. Jy moet inkom in die rus van die Here, wat jou kan verander, wat jou nuwe lewe kan gee, wat jou kan voortmaak, dat jy suksesvol sal wees in Jesus. Dit gaan nie oor die getal in die kerk, dit gaan oor die Here Jesus in die kerk. Baie kerke het 'n skynbeeld van Christus, maar nie die Jesus Christus. Vanmôre bid ons vir U, dat die Here vir U 'n wonderwerk sal doen in Jesus naam. Pieter, ek sal vir die naam van Jesus vanmôre bid in Jesus naam, en krag van die salf van die Heilige Gees sal U teëtrek. Al die dinge, gedagtes van jou nou uitkry, dat die Here van die Here van jou lewe sal wees. Los dit alles hierso by die altaar vanmôre, en gaan weg van dit af, en weet dat jy die rus van die Here in jou lewe het. Ons bid dit in Jesus naam. Ons bid dit in Jesus naam. Ek bid vir jou dat Jesus vir U 'n wonderwerk in Jesus vir U 'n wonderwerk sal gee in jou lewe, dat U ook jou lewe sal inrig volgens die woord van die Here. Ons bid dit in Jesus naam. Sê dankie daarvoor. I'm praying for you this morning that the power of the Holy Spirit will be upon your life and you become renewed by the insight of the Holy Spirit in your life. We pray, Lord, that the peace of God goes above every understanding be upon his life, that he will rest in you, Lord Jesus, and you will control his business, his life, and everything he does. In the name of Jesus, we pray this. We pray for you, Angelica, that this morning that you will confide yourself to the Word of God and to what the Word says. Not to what people say or anything else, but what Jesus says. And be committed to what He says to you. This morning we bind every demonic spirit, every evil spirit, what is hindering the people in the name of Jesus. And we ask you to renew their spirit, renew their strength, give them the understanding, and give them the vermoëns, Here, om die dinge reg te doen in Jesus naam. Ek bid vir jou in Jesus naam vanmôre. Dat jy moet weet dat jy alles wat jy het, behoort eintlik aan die Here Jesus Christus. En alles wat jy sê en doen, behoort eintlik aan die Here Jesus Christus. Ek bid vir die vernuwing in sy gees en sy siel. Ek bid dat U ons sal verander, Here. Dat U ons sal inbring, Here, waar U wil hê hy moet wees. Dat U ons sal vernuwe. Ons sê dankie daarvoor in Jesus naam. Ons bid dit, ons sê alle Here, alle lof, alle prys aan U naam. Ons vra U die salwe om op hom te wees in Jesus naam. Maureen, ek bid vir jou vanmôre. It's been too long and you've been battling there. That stops now. In Jesus' name, we come against this that are happening to her in the name of Jesus. We bind it in Jesus' name. We ask you, God, to renew her spirit. Bring into her, Lord, the strength
of the Holy Spirit. Here, vul haar met die krag van die salwing van die Heilige Gees. Maak haar vol, Here. Gee haar die rus wat sy nodig het in haar siel, in haar gees, in haar liggaam, in Jesus naam. Ons sê dankie daarvoor. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan afsluit en dan gaan ons huis toe, maar voor ons sing dinge van die liedjie, God is so good. God is goed vir elkeen van ons. God is goed vir jou. God is goed vir my. God doen alles wat hy kan doen vir my, elke dag van my lewe. Ek wil dit ons opstaan, en dan gaan ons afsluit, en dan kan ons gaan waar ons moet gaan. Wil julle welkom hier so kom, eet brood, peanut butter, lekker strop, warmheid, jam, en dan daar's kaas ook, nee. Kaas ook, so jy kan jouself help daar, en jy hoef nie by die huis kos te maak, so eet genoeg. Amen. Alright, so kom ons opstaan, ons gaan julle loof. God is so good. God is so good. God is so good. So good. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. You're so good to me. I love you. I love you so. I love you so. I love you so. You're so good to me. Dat julle dat u saam met ons sal huis toe gaan. Die hand op ons lewens hou in hierdie week wat voor lê. Dat u vir ons wonderwerke sal doen in ons lewens, Here. Dat u ons inbring in u rus en dat ons sal sien die wonder God wat ons dien. Sy naam is Jesus. Hoe werk hy? Hoe bring hy nuwe dinge? Hoe verander hy ons deur die Heilige Gees? Ons bid dit in Jesus naam vir die seën op alles wat gebeur het in die gemeente. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Baie welkom asseblief mense.